Ons gesels vanoggend oor die ware Sabbat. Nou ek wil net onthou, as 'n inleiding wil ek net begin om te sê, as iemand voel om die Sabbat te vier soos wat hy gewoond, of soos wat dit in die Ou Testament staan dit niemand in die pad nie. So ons val niks en zero iemand aan. Amen. So ek wil net 'n ding settle vanoggend, maar ek wil gou eers die mikrofoon omstuur. Miskien gaan almal dieselfde ding sê, of net maar of u dalk iets niets sê, maar ek wil graag by u hoor, wat is die eienskappe wat die skrif ons geleer het? As ons praat oor die Sabbat, waaroor gaan die Sabbat? Wie is eerste? Wat is die eienskappe van die Sabbat? Rus, dis nie risie nie, dis rus. Goed, rus. Ja, nie rasja nie, rus. Goed, so om te rus, help my nog. Yes. Jy gaan my nou weer vooruit. Sy is baie slim. Ok, goed, 7 is die getal van goed. Goed, nog iemand? Sy werk, of God het sy werk ook voltooi op die 6de dag. En toe is die mens geskape moes. Ja. En Jesus het ook sy werk voltooi op die Vrydag, voor die Sabbat. Jy sien, maar jy is 'n slim ouer. Hy is 'n goeie pa vir sy kinders. Yes, so Jesus het op die 6de dag ook sy werk voltooi en gerus. Amen, beautiful. Nog, daar's een spesifieke uitdrukking. Ja, hulle sê moes toe later het die vrou gemaak, toe het niemand ooit weer gerus nie, so. Ja, maar daar's een uitdrukking wat julle nou nog nie sê nie, wat algemeen is. Wat is die eienskap van die Sabbat? Dis heilig, obvious, yes, is heilig. Jesus is ons Sabbat, yes. Ek gaan dit nou sê, gaan almal sê, my magies, hoe kon ons dit nou gemis het? Wat mag jy nie gedoen het op 'n Sabbat nie? Gewerk het nie. Nou almal moet nou sê, jene, ek het dit nog nooit gehoor nie. Goed. Okay, so die grootste eienskap, okay, ek weet dis nou rus, maar met ander woorde, God het gesê jy mag nie werk nie. So die Fariseërs het die mense geleer, 'n vrou mag nie op 'n Sondag of op 'n Sabbatdag ooghare pluk nie, want dan oes sy. Of jy mag nie met 'n stoel sit dat hy in die grond en boor nie, want dan ploeg jy. Goed, so, okay, so, maar is daar nog iemand wat ietsie wil byvoeg rondom die Sabbat? Goed, so met ander woorde, is ons almal eens dat jy nie op die Sabbat gewerk het nie. Ek meen, wat het in die woestyn gebeur? Hulle het die 6 dae van die week, het hulle manna opgetel, maar die aand voor die Sabbat het hulle 2 keer opgetel. Goed, hulle het sommer vir die Sabbatdag ook opgetel. Nou is daar vandag geweldig baie mense wat geweldig baie soos Kolossense 2 ons oorwaarsku en sê, ag, los tog daai ou strydvrae en al die ou goeters. Amen, wat net verdeeldheid veroorsaak. Is dit nou 'n Saterdag of is dit nou 'n Sondag? Dit beteken dis holgery. Goed, en maak gou so, laat ek so met die deur in die huis val, sien nie daar so kol, en wat beteken, dit beteken 0. Nou, okay, nou wonder julle, hoekom sê ek 0? Dit het 0 te doen met 'n fisiese dag. Goed, en Marno het ons klaar voor die tyd gesê, so in die Nuwe Testament is dit nie 'n Saterdag of 'n Sondag nie. So, as iemand sê, is dit nou 'n Saterdag of is dit nou 'n Sondag, dan sê, man, gaan lees die Bybel. Gaan lees Kolossense 2, dan sê hy, God het geen behaag as iemand Sabbat te hou nie. Goed, met ander woorde, dit beweeg nie God nie. Amen. Nou ouens, is dit nou al klaar skok? Okay, waarvan het die ou Etienne is die afgelope klompie weke besig oor die kruis, sê saam met my 3 keer wat ons die hele tyd laat dit inprent, die kruis. Paulus sê alles gaan oor die kruis. Alles het sy vervulling
by die kruis. Amen. Wat was die Handelinge 10? Handelinge 10 is vir ons 'n beautiful voorbeeld van die rein diere en die onrein diere en alles het sy vervulling by die kruis. Petrus staan op die dak, sit op die dak, en wat gebeur? Hy bid, en wat doen die Here? Die Here wys vir hom 'n beeld van 'n doek met, wat se diere? Onrein diere. Intussen tyd, in daai oomblik, is die Here met 'n man met die naam van Cornelius besig, wat 'n heiden was, 'n nie-Jood. En die Here sê vir hom, gaan na die huis van Petrus, en hy sê onder hengelo, nok. In die tussentyd hoor Petrus dit nie, hier klop 'n onrein of 'n heiden aan sy deur. Die Here wys vir hom 'n onrein dier en hy sê vir hom die woorde, hy sê vir hom slag en eet. En Petrus sê vir hom, Here, ek kan nie onrein diere eet nie. En die Here sê vir hom, na die kruis, na die opstanding het hierdie gebeurtenis gebeur in Handelinge 10. En Jesus sê vir hom, wat ek rein geag het, mag julle nie onrein dier nie. En in die volgende asem sê die Here vir hom, in die lig daarvan, daar's 'n onrein dier, daar is 'n heiden by jou deur, en hy klop, gaan gee vir hom die evangelie. So in die Ou Testament was die varke, was die onrein diere, die Jode was die rein diere. So dis die simboliek daarvan. Dit het vandag nie, dis hoekom Paulus in die Nuwe Testament sê, slag en eet. En hy sê, jy hoef nie eens navraag te doen, wat in die slaghuis aangaan nie. Is dit nie lekker nie? Dis 'n baie goeie vraag. Maar in elk geval, hy weet nou, want ek het nou vir 2 weke lank varkgriep gehad. Goed. Dis 'n baie interessante een. Goed. Nou die Hebreëse woord, wie van julle wil 'n bietjie Hebreëus leer? Is eintlik baie al wat jy hoef te doen is jy sê net Sabbat, dan klink dit of jy 'n bietjie paar woorde en dan sê jy Shabbat. Hulle vertel mos, julle weet van baie van die toilette, die ou toilette het daar gestaan Shanks. Het julle, wie van julle onthou daai maak? Want die een dronkuit het so vir die toilet gestaan, toe staan as Shanks, toe sê ag as jy plesier. Goed, maar in elk geval, die Hebreëse woord Sabbat, daar staan hy in Hebreëus, en dit is Shabbat, en het u geweet die woord Shabbat is 'n verb, is 'n werkwoord. Glo dit nie? Ek onthou toe ons Hebreëus gedoen het, en dit het vir my net 'n eye-opener gewees. Die woord Sabbat beteken om te onderhou. So as ons vandag sê om die Sabbat te onderhou, is 'n dubbelsinnige of 'n dubbele beklemtoon, of dit beteken eintlik om te onderhou. Goed, die woord ek Shabbat beteken ek onderhou. Goed, dis net, dit gaan nou goed. Laas week het ons in Levitikus, terwille van tyd gaan ek dit nou nie weer lees nie. Vir die van julle wat hier was en vir die van julle wat nie hier was nie. Levitikus 16 en Esegiel 44 vers 17 en 18 het ons gelees en klem gelê op linne klere. Wie was laas week hierso? Of wie het perhaps die boodskap gekyk op die... Goed, waarvan spreek die linne klere? Iets wat jou nie laat sweet nie, dankie Gert. En hoekom mag jy nie gesweet het nie? Want sweet kom van werke, jou eie werke. Goed, en die Here was baie ernstig as ek in die heiligdom bedien het, beteken dit my verhouding met God, dan beteken dit geen sweet nie. En nou man's effort. Amen. Wat is 'n sekte? Christus plus. Christus het gewerk, maar ek gaan nog bietjie saam sweet. Amen. Ek gaan saam sweet. En dit is die begin van 'n kultus. As die kruis nie genoeg is nie. Goed. Nou Pieter, jy kan nie so maak nie. Gerrit kan so maak.
en Mariette kan so maak, en Wilia kan so maak, en Tia, en Wouter hulle kan so maak, en Jelly hulle kan so maak, en my vrou kan so maak, hulle gaan so maak, 1, 2, 3, nee, julle was toch nie woensdag by die kuier aand nie, toe ons die boek Galasiërs van voor tot agter in een aand deurgewerk het. Nee. Het hulle gemis, Wilia? Waaroor gaan die boek Galasiërs? Nou kan jy nie onthou nie. Nee, ek joke nie, maar nee, ek joke nie. Maar die boek Galasiërs gaan alles daaroor, oor Paulus wat die Galasiërs waarsku om nie terug te gaan na Judaïsme toe nie. En hy verduidelik dit daar, en ons het dit lekker deurgegaan en gesê, Christus wat voor julle afgespeel is as gekruisig, hoe kan julle weer wil teruggaan om al die Ou Testamentiese leringe te probeer onderhou? Julle kan nie, en dan waarsku hy nogal, hy sê, onthou net ouens, as jy een deel van die wet wil onderhou, en as jy Jesus verwerp, want dis wat hy sê, as jy terug wil gaan na die Ou Testament, onthou net, jy kan nie twee doen nie, jy of die Nuwe Testament of die Ou Testament, maar onthou net, as jy Christus verwerp en jy wil die Ou Testament hou, en as jy een deel van die Ou Testament wil hou, wat sê Paulus daar vir die van julle wat woensdag aand was, dan moet jy die hele wet onderhou. En dan sê hy, haal jy jou trouring af, hy sê, dan is jy losgemaak van Christus. Wat beteken jou huwelik met Christus is ontbind. Ja. Nou het die van julle wat woensdag aan daar was, sal hoor, Paulus was eintlik baie kwaai geweest, hy sê, ek is buite raad. Hy sê op 'n kol, hy sê, as die ouens wat julle so terug wil bring, om al hierdie ou wette te onderhou, dan sê hy hierdie stelling, hy sê, ag, as hulle toch hulle self wil vermink. Yes. So, dis die begin van die eerste sektes, Christus is nie genoeg nie, ek moet die Ou Testament se wette onderhou. Geliefdes, alles het by die kruis sy vervulling. Amen, daar's een gebeurtenis nog oor, en Paulus sê, daar's een vyand wat oorwin moet word, en dit is die dood, en dit gebeur by die wederkoms van Christus. Amen, wanneer alles wat verganklik is, onverganklik word. Met ander woorde, daar's geen fees nog, of geen ding wat nog vervul moet word nie. Die Tswana kultuur het 'n mooi woord, hulle sê kaufela, alles het sy vervulling in Christus alreeds. Nou, Matteus 12, ek quoteer nou net vir u, want ek wil graag, wie gaan vir my net gou, net blaai na 1 Konings 6 vers 7, terwille van tyd, 1 Konings, wie gaan vir ons lees? Goed, my ene, gaan iemand om vir ons lees? Pieter, mooi, 1 Konings 6 vers 7, en wie gaan vir ons Jesaja 51 vers 1 lees? Maar nie nou dadelik nie, eers later. Wie gaan vir ons Jesaja 51 1? Help my gou, net een hoef te lees, jy hoef nie almal nie, maar nou dankie, maar nog nie nou nie. Matteus 12 vers 1 tot 8, kom die Here en hy eet op die Sabbat, en hy gee vir hulle loop in die land, en hy breek van die koringkorrels af, julle ken die gebeurtenis, en die ou fariseërs van daai tyd, hulle veroordeel weer vir Jesus, en hulle neem aanstoot oor hy op die Sabbat die koringare breek, en hy gee dit, en Jesus sê, help my gou, ken julle daai gedeelte? Help my Gert, Jesus sê vir hulle, het julle nie geweet van Dawid, wat die brode in die tempel ingegaan het, en toe op 'n Sabbat, en hy eet van die tempelse brode, en toe sê hy daar, so Dawid was groter as die tempel, en hy sê, die volgende woord, hy sê, en een wat groter is as die tempel is hier. En toe sê Jesus in vers 8 hierdie woorde, wie van julle weet, iemand het dit vanoggend, of toe ek nou oor die Sabbat gevra het, toe sê Jesus wat, hy sê, en Jesus is Here van die Sabbat.
Jesus is Here van die Sabbat. Nou wat beteken dit in die praktyk? Jesus verduidelik daar, dat Dawid was groter as die tempel. En hy verwys na homself as groter as die tempel. Nou was die tempel groot? Was die tempel glansryk? Was die tempel duursaam? Met daai pragt en praal, as ons die tempel van Salomo gaan bekyk, dan besef ons, dit was 'n majesteuse, maar 'n duursame tempel. En Jesus sê, 'n mens is groot, of ek het gekom en ek is groter as die tempel. En toe gaan hy verder en hy sê, ek wat hier staan is groter, want beteken, Here beteken I am master over it. Ek is groter as die Sabbat. Wat beteken, straightforward, dit beteken letterlik dat Jesus daardeur sê, die Sabbat is nie die eindpunt nie. Daar is iets groter in betekenis en dit lê in Jesus. So die Sabbat is die lering aangaande die Sabbat dis nie die eindpunt nie, stem nie saam, want wat se waarde het ons as ons net 'n 7de dag rus? Stem nie saam? Yes, jy het nodig om te rus, veral as jy getroud is, maar ek bedoel, nee, ek joke nie, maar jy het nodig om te rus, yes. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, stem nie saam. So die groot ding waaroor dit gaan is, die Sabbat is, dit wat fisiese lering is, daar's 'n baie groter betekenis, en Jesus homself sê, hier staan die groter betekenis, naamlik ek self, is die groter betekenis. Onthou die trant van Jesus deurgans terwyl Jesus bedien het, terwyl hy daar was, hy vat die Ou Testamentiese, wat ons ander week gelees het, Jesaja 61, en Jesus lees in Lukas 4, en hy sê, ek is die vervulling daarvan, ek is die vervulling van dit, ek is die vervulling van dit. Julle het gehoor in die Ou Testament, maar nou sê ek vir julle, dit, stem julle saam. So Jesus het heeltyd deurgaans, het die skrif sê, hy het geleef om profesie te vervul, hoeveel keer het jy al gelees in die 4 evangelies, staan daar, van sy geboorte af deurgaans, tot by die kruis, staan hierdie woorde, sodat vervul mag word, wat deur die profeet so en so gespreek is. Het jy dit al gelees? Dit staan, Jesus se lewe was 'n lewe van vervulling van profesie. Goed, nou so die Sabbat is vervuld in Christus. Hy is Here van die Sabbat. Nou kom ons verduidelik dit bietjie verder. Aan die kruis is die mooiste woorde gesê, naamlik 3 woorde, 1, 2, 3, dit is volbring, it is finished. En ek het hier geskryf, ek het dit in rooi geskryf daarso, en dit is die woorde wat die Satan en sy godsdienstgeeste die meeste haat. Is dit so? Geliefdes, ek het eendag, en ek het dit al 'n paar keer al vertel, hierdie woorde, dat eendag, toe vra ek vir die Here, voel ek weer skuldig oor iets. Ek weet, julle het nog nooit bely en daarna weer skuldig gevoel nie. En ek onthou, ek het die kar gediens, en daar was olie en grease en goedes op my hande. En ek gaan was my hande, want ek het net daarna, het Irina vir ons kos het ek 'n broodjie geëet. En daai hande, man, 'n minuut of paar terug, was hierdie hande vol olie. Ek het dit gaan was met seep, en ek vat die brood, en ek sit met daai selfde vingers, sit ek die kos in my bek. En die Here praat met my hierdie woorde, en sê, luister nou mooi, is jy almal hier? En die Here sê, baie kinders van God het meer geloof in 'n koekie seep as in die bloed van Jesus. Is dit so of is dit nie so nie? Maar toe Jesus die woorde gesê, it is finished, het hy gesê, it is finished, ek het betaal. Amen.
Nou dit is die woorde wat die Satan en godsdienstgees die meeste haat. En dis hoekom 'n hele boek, naamlik Galasiërs en ook Hebreërs, geskryf is vir ons om te luister daarna. Amen. Goed. Nou 1 Konings 6, ek wil hê, jy moet blaai na Hebreërs 4, maar 1 Konings 6 vers 7, Pieter, 1 Konings 6 vers 7, nou dit was gemaak, luister gou mooi terwyl hy nou dit nog soek in sy Bybel, ek joke nie, hierdie was die bou van die tempel, goed, en terwyl hulle gebou het, het hulle klippe gevat, en hulle het die tempel gebou, nou daar is ou Valseun, en nou is ou Etienne, holgerei, blablabla, nee, maar hy sê altyd, keer op keer, Sondag vir Sondag, help my gou. Ons verstaan die Ou Testament, deur die bril van die Nuwe Testament. Goed, daar was 'n tempel gebou, en Paulus kom sê, nou is ons die tempel, en ons is die lewende stene. Nou het hulle in die Ou Testament, het hulle klippe gevat, en hulle het die klippe uitgekap. Nou hoor net gou mooi, ek dink, kom ons, ek gaan jou nou, maar nou lees jy eers vir ons, luister gou mooi, Jesaja 51 vers 1, aangaande daai klippe. Luister na my, julle wat die geregtigheid najag, wat die Here soek. Aanskou die rots waaruit julle gekap is, en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Ouens, wie het hierdie vers gelees? Aanskou die rots. Wie is die rots van die eeue? Aanskou die rots waaruit julle gekap is. Wat beteken die woord wedergeboorte? Om uit hom uitgebore te word. Yes, is dit nie al klaar 'n amazing skrif? Aanskou die rots waaruit ek gekap is. Nou hoor nou mooi, hierdie klippe is gekap uit die rots uit Jesus. U is uit Jesus uitgebore. Nou kom hy, die Here, en hy sê, hy vat daai klippe, en hy bou vir die Here 'n tempel met daai klippe, in die vorm van u en ek. Nou hoor nou hoe beskryf hy daai klippe. En toe die huis gebou is dit opgetrek van klippe, kant en klaar uit die breekplek. Hammers en koubuitels, enige ystergereedskap is nie gehoor by die huis toe dit gebou is nie. Ouens, as die pennie nou drop, gaan julle almal sê, wow, wow, wow. Maar ek hoor nog nie een wow nie. So kom ek verduidelik dit. Hy sê, daar is 'n rots, ons is uit die rots uitgekap, en die Here bou die tempel met dit. En dan sê hy hierdie woorde, van daardie klippe is kant en klaar. En hy sê, jy het nie gehoor, terwyl hulle die tempel bou, dat hulle hierdie klippe nou eers so bietjie mooi maak, bietjie verander in man's acceptance nie. Daar's een shoe. Wat beteken, toe jy uit God uitgebore is jy kant en klaar, bruikbaar vir die tempel. Dankie, is nou al 'n paar. Okay, maar ek gou. Maar amen, is dit nie kosbaar nie, ouens? Nou goed, is jy almal nou by Hebreërs 4? My nuwe Bybel hier so, maar in elk geval, as jy gereed is, ons gaan net die hele hoofstuk net gou lees, vers 1 tot 16. Nou, ek gaan dit lees, en unfortunately het ons nou nie 'n hele dag tyd nie, want het is Vadersdag, en ek weet die mamas wil nou vir die papas gaan nou groot ontbyt koop, en in elk geval, maar jy moet asseblief, as jy kan, hierdie hoofstuk in 'n paar vertalings gaan lees. En as daar nou 'n beautiful vertaling is dit die lewende Bybel, die Afrikaanse lewende Bybel, wat, as jy dit het, of ons kan net foto's neem, of screenshots en vir jy aanstuur op die groep, maar hy sê dit eintlik so goed, jy moet eintlik 'n paar vertalings hier langs mekaar hê om dit lees, die greatness van hierdie hoofstuk te lees. Maar kom ons lees hierdie hoofstuk,
En hy gaan eintlik, as jy gaan kyk in hoofstuk 3, hy kom eintlik van hoofstuk 3 af, en in die ou vertaling, ekskuus, is daar 'n opskrif in Hebreërs 3 wat sê Christus groter as Moses. Nou daai Moses is nie, verwys nie so seer net na die man Moses nie, dit verwys na die wet. Goed, hy sê dan daar waarskuwing teen ongeloof en ongehoorsaamheid. Dan praat hy daarvan hoe die Israeliete 40 jaar in die woestyn geleef het en hulle was ongehoorsaam en ons almal ken dit. Maar nou gaan hy oor na hoofstuk 4. Nou skud jou veertjies reg en dan luister julle nou mooi. Goed. Laat ons dan vrees terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dat dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agterbly nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Nou net dit, soos ek sê, ons kan eintlik verskriklik lank gesels oor al die rykdom in dit. Vers 3. Dat die kan man nog roze rikkie, is mooi. Ach, is lekker. So oulike beat. Nou goed, vers 3. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het gesê, en God het op die 7de dag gerus van al sy werke, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, terwyl het dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie gegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. En dit is kruid hierdie. Hy sê, as hy soveel later, met ander woorde jare later, deur Dawid gespreek het, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag gespreek het nie. Merk julle dit? Wow. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, nou ek het op skool geleer, het beteken verlede tyd. Goed, wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie, want die woord van God is wel lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus Christus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, wow. Maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Nou goed, dis wat Galasiërs 6 vers 6 ook vir ons sê. Nou ouens, ons het nou hier 'n amazing ding gelees. Ek wil vandag 'n vraag vra, is God 'n mens? Dank God is nie 'n mens nie. Amen. Nou wil ek jou 'n verskriklike stryk vraag vra.
Maar ek vertrou dat hierdie vraag 'n eye-opener vir jou sal wees. Hierso sê hy, God het gerus van sy werke. Stem jy saam? Het ons dit nou gelees? Kan God moeg raak? Het God rus nodig? Sê God, boys, wag net 'n bietjie. Ja, ek het hom nou 'n geweldige skepping hier agter die rug. Maar hy sê dan God het gerus. Asof God moeg raak. Sê weer? In die finished work. Dan kom ek verduidelik vir u, en have mercy on me, die wat van julle wat dit nou al 100 keer gehoor het, maar gee nou net genade in die konteks. 'n vriend, iemand wat ek ken, vertel, hy het in Hermanus gehad, Frans de Toy, wat die Mirror Bible vertaal. Hy vertel hierdie ding, hy het vroeër jare 'n whale watching gedoen, en ek weet baie van julle ken dit al, maar terwille van die fliek en terwille van iemand wat nou net daai paar keer het nou gemis het, wat ek het nou gesê. Maar hy vertel, hoe ry hy dan die ouens nou, hy nou altyd, die ouens daar by die Kaap Gullas, daar by Hermanus, het hulle gevat, en dan vat hulle op hierdie boot, dan kyk hulle nou die walvisse. En die dag is hy bietjie afgehaal, want hy sê, daar was net een ou op die boot. Nou het hy 'n hele trip moes reël, en dit net vir een ou. Maar so ry hy uit, en hy is nou half negatief, hy het nou net een ou, maar toe hy omkyk, en hy sien, hierdie ou het net koffers vol lense, en hy pak die goedes daar uit in die boot, en dit is geweldig, en hy vra vir die ou, maar jy's nogal lus om foto's te neem, en so kom hy agter, hy's in die teenwoordigheid van die wêreld se mees gesogste en bekendste fotograaf. Nou ek weet nie wie dit is nie, want die van julle wat fotografie ken, sal ook weet wie is die ou. Dis die ou wat een van sy foto's in die vorige jaar het die magazines of hierdie skilderye gemaak, en dan kry hy sê met soveel miljoen dollars vir dit net. So hierdie ou is nie, dis nie sommer net 'n ligte ou nie. In die volgende oomblik voel hy baie geëerd dat hy hierdie ou saam met hom het. Maar so kom, en hy vertel hulle, kom nou daar en daai, soos hy nou sê, 60 ton. Nou ek weet nie of het so groot is nie, maar 'n 60 ton walvis kom uit daai water uit. En daai geweldige stert drup so, en daai water val soos 'n waterval oor sy stert. En dan, nee, sê die ou, nee, die berg in die agtergrond is nie reg nie. Dan start hy weer die boot, en dan moet hy weer so ry, en dan wag hulle, dan kom die walvis uit, dan sê hy, nee, die son is nou die lig, en so raak ou Frans ook al, want dan moet hy boot start, en hy sê, maar kry, in sy raamwerk, en my raamwerk is net mik en druk, maar so op 'n kol toe kom daai walvis daar uit, en hierdie ou neem die foto, en hy gil, hierdie ou gil, hy dog die ou val van die boot af, en toe hy omkyk, toe sien hy die ou pak sy koffers op, en hy alles, en hy sê vir die ou, ons kan maar ry. En die sê vir ou vir hom, hy sê, maar jy het betaal vir 'n 2 ure drive, en ons is nog nie eens behoorlik 45 minute op die water nie, en jy sê, jy's klaar. Nou luister gou mooi vir die van julle wat dit nog nooit gehoor het nie. Die ou sê vir hom, we can go because I have captured the moment. I have captured the moment. En ouens, daai was toe die foto van hierdie walvis, wat so, dit was toe nou daai foto al die tyd. Wie van julle ken daai foto wat die walvis so met die berg, dit is daai foto. Nou wie van julle kry hoendervleis net om dit te hoor? Maar in elk geval, en hulle ry terug. Nou die ou sit en hy is terug, en Frans so ry terug land toe, en so praat die Here met François. Nou hoor nou mooi hierdie ding, ouens. Hy sê, want onthou, hierdie ou het gesê, I can go home, because I've captured the moment. En die Here sê vir hom, this is the Sabbath. Hy sê, I did not rest, because of my busy schedule. I rest, because I have captured the moment. Man.
toe hy die mens gemaak het, toe hy klaar is, he has captured the moment. Wat beteken, as ons die woord rus eerder verstaan as berus, kry ons 'n ander prentjie van die Sabbat. Stem jy saam? God kan nie moeg raak nie. So die rus het nie te doen met 'n rus nou 'n bietjie nie. Dit het te doen met 'n berusting, 'n feesviering van he has captured the moment. Met ander woorde, wat ek hierby skryf, wat ek hierby sê is, stem jy saam dat God nie kan moeg raak nie. Nou as die Sabbat dan beteken om te onderhou, beteken dit mos om te rus, beteken om te berus. Met ander woorde, te rus in tevredenheid of in geloof in wat Jesus reeds gedoen het. Met ander woorde, kom ons vat saam. Ons lees hierso en sê die rusplek is reeds gereed gemaak. Het ons dit hier gelees? Nou die Lewende Bybel, daai eerste 3 verse sê die volgende: God het lankal reeds die plek berei. So dis hoekom ou Etienne wil homself 'n blesblik, nou ek weet al, dit kom al 'n entjie, maar as mense nog steeds sê hy gaan om vir ons 'n plek te berei. Wat sê hy het reeds lankal daardie plek vir ons berei, naamlik in Christus. En hy sê dit is die plek, en dan sê hy as Josua vir hulle die rus gegee het, of as die Sabbat 'n rus gegee het, vir hulle regtig rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag gepraat het nie. Het ek het nou gelees, as die rus, as 'n Sabbatsrus, as fisiese Sabbat vir jou die ware rus is, sou die skrif nie van 'n ander dag as dit gepraat het nie. En daai naamlik vandag is 10:1 'n Woensdag of 'n Donderdag. Dit het niks met 'n dag te doen nie, ouens. Jesus is die dag van die Here. Hy is die dag. Hy is die vervulling van die Sabbat. Ek het hierby nou kom ek sluit af met hierdie woorde. Okay, vers 10 wat wil ek net weer sê, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Nou kom ons capture, of kom ons maak klaar, dan sê ons dit in die volgende: die rusplek is reeds gereed gemaak. Amen. Kanaan was nie die rusplek nie, soos, luister mooi, soos geen fisiese plek of werk die ware rus is nie. Is dit so? Want anders, daai woord sê, anders sou God nie van 'n ander dag gepraat het nie. So daar's 'n baie groter rus wat God in gedagte het as net 'n fisiese 7de dag. Amen. Kom ons sluit af met twee woorde of 2 sinne. 1. Goed. Jesus het gewerk. Jesus het gewerk, wat beteken, en onthou ek sê dit nou maar in my menslike beperkte vermoë. Jesus het gewerk, hy het die volle prys gewerk en ons versoening bewerk. Amen. Glooi dit? Met ander woorde, nou rus ons in hom. Wat mag jy nie gedoen het op die Sabbat nie? Met ander woorde, die volgende woorde wil ek sê, om nie op die Sabbat te werk, beteken om nie my eie werke of my dooie werke, soos Hebreërs, die boek Hebreërs dit uitbeeld, dooie werke te doen nie. Met ander woorde, dit is nie my eie probeerslag nie. Met ander woorde, soos daai gedeelte om linneklere aan te trek en nie wolklere, iets wat jou laat sweet nie. Geliefdes, in die tempel, as dit sou gebeur het, dat die priesters gesweet het, het hulle dood neergeslaan. Het jy dit geweet? Die woord leer vir ons. Met ander woorde, dis hoe ernstig
dit is, God is, oor rus in my. Dis hoekom, Irina het vroeger daar gesit, Jesaja 30 vers 15, in terugkeer en in rus, lê julle redding, om in hom te rus. So, Jesus is die volkome rus. Hy rus van sy werke, hy berus, hy vier fees oor wat gedoen is. Die volle prys is betaal. En om in Christus te rus beteken ons dank God vir wat reeds gedoen is. Nou dit is in kort wat ek vandag deel oor wat die ware Sabbat is. Amen. Nou goed, nou is ons klaar. As julle wil, is daar 'n vraag. Dit is nou nie, ons hoef nou nie dit nou nie, maar is daar enige vraag voor ons die Here dank daarvoor? Net by the way, in die boek Korintiërs en in ander skrifte, op watter dag van die week het hulle kerk gehou? Wie van julle het al gelees, hulle het op die eerste dag van die week 'n celebration gehou? 1 Korintiërs 16. Het jy dit al gelees? Sondag is, so met ander woorde, maar ouens, dit beteken dit is nie, jy kan op 'n Woensdag, waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek. So, dis net by the way, met ander woorde, hulle het totally verander van die gebruik van die Ou Testamentiese gebruike, maar die realiteit is Jesus is die dag wat die Here gemaak het, wat ons, wie van julle was 2 weke terug hierso gewees, wat ons gelees het oor Jesus is die dag van die Here, dat ons in hom bly wees. O Here, ons sê vir baie dankie vir 'n wonderlike dag. Here, dankie ook vir die boodskap, Here, dat ons weet, ons hoef nie Sabbat te vier, Here, en altyd te stry, dat dit 'n Saterdag of 'n Sondag moet wees nie. Here, man, laat ons net weet, U is in die Sabbat, en U seën vir ons elke dag. Dankie, Here, vir soveel voorregte, soveel seëninge, wil ek so vir ons verlei deur die week. Amen. Okay, net gou vinnig, laat ek net gou die tweede preek gee. Julle almal is ons op dieselfde bladsy, ons gebruik nie hierdie boodskap om die wat die Sabbat vier te slaan nie. Amen. En moenie die boodskap verkeerd, ek meen die liefde van Christus bly ons fondasie, stem nie saam. Goed.